Om geroep te voel kan tegelijkertijd 'n opwindende en 'n angswekkende ervaring wees. Opwindend, omdat 'n mens beleef dat jou geroepenheid gee sin aan jou bestaan. Geroepenheid gee betekenis. Dit laat jou waardig voel, dit laat jou betekenisvol in hierdie lewe voel. Angswekkend, ja natuurlik, geroepenheid is nie 'n geringe saak nie. Daarom kan die taak wat met geroepenheid saamgaan, soms vir jou dalk oorweldigend voel. En soms kan jy beleef, maar is ek hierdie roeping waardig? Is ek hierdie taak wat daarmee gepaard gaan waardig? Ja, waarlik, roeping kan soms opwindend en angswekkend wees. In hierdie aanbiedings gaan verskillende persone met julle praat oor roeping. Ek wil egter fokus op die veerkragtigheid van jou roeping. Of, anders gestel, hoe gaan jy hierdie roepingsgevoel lewendig hou? Hoe bly jy geroepe voel? Kom ek begin deur 'n verhaal te vertel. Ek onthou goed toe, so 'n klompie jare gelede sit ek en 'n vriend 'n dag in gesels. Die vriend is 'n Rooms-Katolieke priester in Oostenryk. En ons sit en kuier en gesels sommer so oor die alledaagse van die lewe. En op 'n stadium vra ek vir hom, "Jong, wat het jou besiel om hierdie beroep te kies? Hoekom het jy op dese aarde besluit om 'n priester te word? Wel wetende, jy sal nooit trou nie. Jy sal jou res van jou lewe wy in diens van die kerk. Wat het jou laat besluit om dit te doen?" Sonder om te huiwer, antwoord die vriend my, "Dit was 'n baie maklike keuse," sê hy. "Ek het 'n engel gesien wat my geroep het tot diens in die kerk." En sonder om verder te huiwer, vra hy dadelik vir my, "So wat het jou laat besluit om 'n dominee te word?" Ek het onbeholpe geantwoord, "Ek het nie 'n engel gesien nie." Sy antwoord het vir my so vroom en opreg geklink en my antwoord so oppervlakkig. Al het ons dalk ons geroepenheid verskillend verstaan, tog eindig elkeen van ons op in 'n plek waar ons roeping in diens van God, in diens van die kerk uitleef. Ons is nie die eerste of die laaste mense wat deur God geroep word nie. God het nog altyd mense geroep. Ons weet dat God Adam en Eva geroep het toe hulle daar in die paradys was. God roep vir Noag om 'n ark te bou om die diere op aarde te red. God roep vir Abraham uit die stad Ur uit om na die beloofde land te stuur. God roep vir Moses om die Israeliete uit Egipte uit te lei. God roep rigters, hy roep profete. God roep vir Saulus wat later Paulus word in diens van die verkondiging van die evangelie. Jesus roep sy disippels. God het nog altyd mense geroep. Ons gaan nie die eerstes of die laastes wees wat deur God geroep is nie. Die profeet Samuel het as klein seentjie alreeds die roepstem van God op 'n baie besonderse manier gehoor. In 1 Samuel 3 lees 'n mens dan juis hoe die klein seentjie Samuel letterlik die roepstem van God hoorbaar hoor. En wanneer hy dit hoor, dan verwar hy dit met die stem van die priester Eli, waar hy groot word en wie hom leer hoe om in diens van God te lewe. Hy gaan dan dadelik na Eli toe en sê, "Maar hier is hy, Eli het hom geroep." En Eli sê, nee, "Ek het jou nie geroep nie." 3 keer gebeur dit totdat Eli uiteindelik besef, dit is God wat hier aan die roep is. Die interessante is dat ons in 1 Samuel 3 lees dat Samuel op hierdie stadium nog nie regtig vir God geken het nie. Dalk het Samuel maar op hierdie stadium nog net van God gehoor en nog nie met God gepraat nie. Dalk het hy nog nie voorheen die roepstem van God gehoor nie. Die interessante is ook dat 'n mens iets moet verstaan van, maar hoe het Eli dan nou so goed geweet? Dit is God wat roep hier na Samuel. Hoe het Eli dit geweet? Wie weet? Miskien het Eli ook lank terug in sy lewe eens op 'n stadium die roepstem van God op 'n soortgelyke wyse gehoor. 'n Mens lees in 1 Samuel 3 vers 7 dat hier in die tyd van Samuel die stem van God maar min gehoor is. Vir watter rede ook al, het God dalk op 'n stadium ophou roep na mense. Samuel hoor hier die stem van God en hy antwoord en hy weet hier roep God hom tot 'n verhouding met God. En wanneer God mense roep tot 'n verhouding, dan gee hy ook werk. Spesifiek vir Samuel die werk as profeet. Ek dink nie God roep 'n mens net een keer en dan is dit klaar en gedaan nie. Ek dink God roep aanhoudend. Vanuit hierdie verhouding met God, roep God 'n mens voortdurend na hom toe om voortdurend ook werk te gee. En wanneer 'n mens die roepstem van God hoor, met jou hart hoor, nie noodwendig met jou ore nie, dan hoor mens voortdurend hoe God vir 'n mens 'n taak, 'n opdrag gee wanneer hy jou roep. Die vraag nou natuurlik is, wat motiveer jou om aan te hou met hierdie roeping uit te leef? David Bosch, die bekende missioloog, skryf dat as hy dink oor waarom het Paulus so aangehou met die verkondiging van die evangelie, dan identifiseer hy 3 redes wat Paulus gemotiveer het om sy roeping
uit te leef. In die eerste plek sê hy, Paulus het 'n gevoel van dankbaarheid gehad. Paulus was so dankbaar dat die verlossing in Jesus Christus ook vir hom bedoel was, dat hy nie anders kon as om die evangelie aan alle mense uit te dra nie. So dankbaarheid, dit was sy eerste motivering. Maar sê David Bosch, Paulus het ook 'n gevoel van besorgdheid oor die lot van heidene gehad. Paulus was so bekommerd oor wat gaan met hierdie heidene gebeur as hulle nie die evangelie hoor nie, en dit het hom gemotiveer, dit het hom gedryf om dan nou voortdurend die evangelie tydig en ontydig aan alle mense te verkondig. Hy was bekommerd oor wat sal van die word wat nie die evangelie hoor nie. 'n Tweede motivering. Maar daar was ook 'n derde rede waarom Paulus gemotiveerd geleef het. Hy het besef dat hy 'n skuldgevoel het. Ja, skuldiggevoel, omdat hy op 'n stadium die kerk van Christus vervolg het. En nou het hy besef hoe meer hy die evangelie verkondig en hoe meer mense hulle bekeer, hoe minder skuldig hoef hy te voel. 3 dinge wat vir Paulus gemotiveer het om aan te hou sy roeping uit te leef. Dankbaarheid, besorgdheid oor die lot van heidene en 'n skuldgevoel. Petrus daarteenoor beleef sy motivering op 'n totaal en al ander manier. Anders as Paulus, beleef Petrus juis die motivering waarom hy wil aanhou om die evangelie te verkondig, in dit wat ek nou sou wou noem 'n eskatologiese motivering. Petrus beleef, eendag aan die einde van alle tye, wag daar, wat hy nou noem, die hemelse prys vir my. En daarom sal ek aanhou om die evangelie te verkondig. Al beteken dit dan nou dat ek vir 'n kort tydjie moet swaar kry, hoe sê hy, al is dit dan nou dat my geloof soos goud deur vuur geproef moet word, so my geloof dan op aardse lewe beproef moet word deur swaar kry, ek sal aanhou om die evangelie te verkondig, want aan die einde van die tyd wag daar vir my 'n hemelse prys. Dit het Petrus gemotiveer. Wat motiveer my en jou? Die eerste Christene, weet mense, is weer op ander maniere gemotiveer. Vir hulle, onthou nou in die eerste eeue wanneer Christene vervolg is, dan was dit gewoon vir hulle 'n eer om in diens van die evangelie te sterwe. As ek die evangelie verkondig en as gevolg daarvan vervolg word en doodgemaak word, dan is dit vir my 'n eer. En daarom sal ek aanhou om die evangelie te verkondig. Hoe die vroeë kerkvaders gesê, die bloed van die martelare is dit wat die kerk laat groei. So vir die eerste Christene was dit dalk 'n motivering om te weet, dit wat ek nou doen, dra by tot die groei van die koninkryk, al moet ek dan nou hier op aarde swaar kry en selfs doodgaan. Gedurende die middeleeue was baie van die sendelinge anders gemotiveer as wat ons tot dusver hoor mense gemotiveer is om hulle roeping aan te hou uit te leef. Baie van die sendelinge in Europa, dink maar byvoorbeeld aan die groot sendeling onder die Germane, die sendeling met die naam van Willebrord, wat daar in Noord-Europa tussen die Nederlanders, die Belgiërs, die Germane sendingwerk gedoen het, ja, wat sending onder ons voorouers gedoen het. Willebrord is gemotiveer wanneer die ryk adellikes vir hom geskenke gegee. Ons weet, Willebrord het talle eiendom, huise, paleise, persent gekry. En nou natuurlik, Willebrord het baie van hierdie eiendom aangewend in diens van die verkondiging van die evangelie. Hy het baie van die eiendom, huise en paleise het hy in kloosters, in kerke, in heenkomens vir armes omskep. Maar die punt is, die ondersteuning van rykes het gemaak dat Willebrord aangehou het om die evangelie te verkondig. Dit het hom gemotiveer. Dalk so 'n paar gedagtes oor roeping en leierskap. Die oomblik as 'n mens jou roeping verstaan as leierskap, gaan jy dalk anders dink oor jou veerkragtigheid. Daar is baie modelle hoe ons dink oor leiers in die kerk moet funksioneer. Ons ken die herderkudde model, ons ken die liggaamsmodel, alles modelle van hoe die kerk kan funksioneer. En dalk was daar tye wanneer hierdie modelle baie suksesvol bygedra het tot kerkwees. En wie weet, dalk is dit nog steeds 'n tyd vir elkeen van hierdie modelle. Die kontemporêre Anglikaanse teoloog Graham Tomlin stel egter voor dat 'n mens in hierdie nuwe omstandighede, nuwe konteks waarin ons leef, anders moet dink oor modelle vir leierskap. Tomlin beveel aan, ons moet kyk na 'n model wat hy noem die tuiniermodel van leierskap. Tomlin verduidelik, hy sê, Jesus het baie gepraat in terme en beelde van landbou en tuinbou wanneer hy praat oor disippelskap, oor leierskap. Jesus sê, geloof is soos 'n mosterdsaadjie. Jesus wat gewoon vergelyk die saaier wat die saad gaan saai, party van die saad land op harde grond, party tussen die klippe, party tussen onkruid, party saad is in goeie grond. Jesus wat sê, die oes staan geil, gereed om geoes te word. Baie beelde uit die landbou.
Paulus praat ook in landbouterme as hy oor die verkondiging van die evangelie praat. Paulus sê, jong, hy en Apollos, sy medewerker, is maar gewoon besig om die saad te saai, hulle lei nat, hulle is besig om die evangelie te verkondig op hierdie manier in terme van landbou. Dan hoor 'n mens dat hierdie beelde kan ons dalk help om ook iets van ons eie belewenis, van ons geroepenheid te verstaan. Tomlin sê, wanneer 'n mens oor leierskap dink in terme van die tuinier, dan moet 'n mens weet, as jy in 'n tuin of in 'n boord of in 'n landbouomgewing werk jy met 'n langtermynplan. Jy's besig om dalk te ploeg en te plant en nat te lê en onkruid uit te trek, maar jy is dalk besig met werk waarvan jou kinders of kleinkinders dalk eers in die toekoms iewers die vrugte van jou hande arbeid sal geniet. Maar al is dit dan nou jy wat werk en nie nou die vrug van jou hande sal kan geniet nie, kan jy nie nou ophou om hard te werk. Jy kan nie nou ophou om nat te lê, te ploeg, te plant, onkruid uit te trek nie. Al lê die vrug op jou arbeid iewers ver in die toekoms nie. Jy moet steeds voortgaan om die regte dinge te doen. In daardie opsig help Tomlin ons om te verstaan, hoe moet ons dink oor ons eie geroepenheid? Ek is geroep as 'n tuinier in die koninkryk van God. En tuinierwerk is langtermynwerk. Ek kan nie waag om nou op te hou met die nodige werk te doen nie. Ek kan nie nou ophou nat lê en ploeg en plant en onkruid uittrek nie. Al sien ek nie nou die vrug op my hande arbeid nie. Ek kan nie ophou die werk doen wat gedoen moet word nie. Hoe sê Tomlin op 'n stadium? Hy sê, as jy 'n tuinier is, dan sal jy besef, wat is jou verantwoordelikheid? Wat is jou beperkings? En dalk is een van die grootste beperkings en verantwoordelikhede, sê Tomlin, is dat 'n tuinier moet besef, jong, ek moet God toelaat om groei te bring. Groei hang nie van die tuinier af nie. God is die een wat groei laat plaasvind. En daarom is dit die tuinier se verantwoordelikheid om dalk uit die pad van God te bly, sodat God kan groei bring. Wat motiveer my en jou vandag om ons roeping uit te leef en aan te hou daarmee? Wat is die veerkragtigheid in jou en my roeping? Is dit dalk nog soos met Paulus die geval, 'n gevoel van dankbaarheid, skuldgevoel, dalk 'n gevoel van oordrewe besorgdheid oor ander? Is dit dalk soos Petrus met 'n eskatologiese motivering van die hemelse prys wat eendag wag? Is dit wat my en jou motiveer? Voel ek en jy ook gedring daartoe om bydra te maak tot die groei van die koninkryk, al moet ek en jy dan nou op aarde nog 'n stukkie swaar kry beleef? Of word ons gemotiveer deur monetêre belonings? Is dit wat my en jou motiveer om ons roeping uit te leef en mee aan te hou? Miskien lê die waarde van veerkragtigheid en roeping juis daaraan dat ek en jy weer moet dink aan die oorspronklike roepstem van God, wat ek en jy gehoor het die eerste keer toe ek aan my roeping gedink het. Lyk vir my, die veerkragtigheid van roeping lê vasgevang tussen die spanning tussen twee wêrelde, 'n wêreld van herinnering en 'n wêreld van visie. Ja, om terug te dink aan die verlede, jouself te herinner aan die keer toe jy die eerste keer die stem van God gehoor het wat jou roep tot hierdie taak. Om te herinner aan daardie eerste belewenis, hoe dit gevoel het toe jy die roepstem van God die eerste keer gehoor het. Herinnering aan die een kant, maar aan die ander kant ook visie. Wat maak ek nou met hierdie roeping? Hoe leef ek dit uit? Wat beplan ek vir die toekoms? Hoe gaan ek volhou met hierdie roeping wat ek eens gehoor het? Dalk beteken dit dat ek en jy ook soos Eli sal moet gaan soek. Onthou ek nog hoe dit was toe God my die eerste keer geroep het? Al is God se roepstem dalk nou in my lewe stil, hoe was dit toe God my die eerste keer geroep het? En in daardie oomblik van nadenke, refleksie, herinnering van die verlede, in daardie oomblik van stilte, mag jy dalk dan die roepstem van God weer hoor. So gepraat van stilte. Ek wonder wie van julle al die fliek Silence gesien het. In 2016 word hierdie fliek Silence uitgereik met die akteur Liam Neeson in een van die hoofrolle. Nou die fliek Silence gaan gewoon oor sendelinge wat in Japan in die 17de eeu die evangelie verkondig onder die plaaslike bevolking. Die fliek beeld mooi uit hoe in hierdie tydperk Christene vervolg is ter wille van hulle geloof. En nou word in hierdie fliek uitgebeeld hierdie spanning van, moet ek aanhou bly glo en die risiko loop om dalk doodgemaak te word ter wille van my geloof? Of kan ek maar opgee? Kan ek maar ophou die roepstem van God hoor en sê, nee, ek glo nie meer nie. My roeping versaak. Hierdie spanning tussen hierdie twee wêrelde. Dis wat hierdie fliek vir ons wil uitbeeld. En dan is die punt van die fliek Silence gewoon om te sê, in die stilte van jou nadenke oor jou roeping, hoor jy dalk die roepstem van God opnuut weer.
Gaan kyk gerus hierdie fliek Silence en ek hoop dat jy in die stilte die roepstem van God weer sal hoor.